Daar is 'n kerk van die Here. Ons het 'n kragtige woord vanmôre, 'n kragtige tema. En ons tema is een lewe, een kans, een pad, een ewigheid. En dan is die vraag, waar staan jy vanmôre? En dis 'n vraag, kerk, wat niemand vir jou kan antwoord. Ons teks van oordenking is uit Titus 1, die laaste vers in hierdie hoofstuk 16. Die woord van God sê hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke. Hierdie teksvers in Titus 1 vers 16 spreek 'n baie diep en ernstige waarheid tot elkeen van ons vanmôre. Dit spreek die verskil aan wat 'n mens sê en hoe hy leef. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Paulus waarsku ons hier teen mense, of die tipe mense wat met hulle mond verklaar dat hulle aan God behoort, maar wie se lewens 'n heeltemal ander boodskap verkondig. Hulle praat oor God, hulle noem hulle self gelowiges en hulle mag selfs godsdienstig voorkom, maar hulle daaglikse optrede weerspieël nie die karakter van Christus nie. Met ander woorde, die tipe mens wat Paulus hiervan praat, is mense wie se lewe 'n ontkenning word van die God wat hulle beweer om te dien of wat hulle sê. Hierdie teks leer ons vanmôre dat ons geloof nie net bestaan uit kennis van God of die regte woorde nie. Dit word sigbaar deur ons gehoorsaamheid, ons liefde, ons heiligheid, ons nederigheid en dan natuurlik ons werke. God kyk nie net na wat uit ons mond uitkom, kerk, maar hy kyk na wat uit ons hart uitvloei en in ons dade sigbaar word. Wanneer 'n mens aanhou leef in ongehoorsaamheid, sonde en opstandigheid teen God se wil, begin sy lewe die getuienis van sy lippe spreek. Die woord verloon is 'n kragtige woord om te gebruik. En dit beteken om deur jou optrede te ontken wat jy met jou mond verklaar. Onthou nie, hoe het Jesus sy eie disippels hom verloon? Dit is om te ontken dat ek werklik Jesus ken. Toe hulle gesê het, maar julle was saam met hom gewees, het hulle dit geontken en gesê, nee, ons was nie. Dit is om God te verloon, om Jesus te verloon. En dis 'n bitter kragtige woord. Met ander woorde, dis moontlik om elke Sondag in die kerk te sit, Bybelverse aan te haal en oor God te praat, maar tog deur jou daaglikse lewe wys jy dat hy nie werklik die Here vir jou lewe is. Daarom roep hierdie teks elke gelowige op om selfondersoek te doen vanmôre. En die vraag is, stem my lewe ooreen met my belydenis? Wie van u kom uit hierdie kerke uit waar jy gekatkeseer het? Basically almal, ek myself. My oorlepa het my altyd gespot en gesê, jy is mos in daai happy clappy kerke nou. Dan sê ek, ja pa, ons is happy en ons is clappy, want ek doen dit vir die Here. As jy gaan om te katkeseer, dan word hierdie belydenis, dan neem jy hierdie belydenis van sekere dinge wat jy sê jy sal doen. Maar om te sê jy doen dit, en om dit te wys deur jou lewenstyl is heeltemal twee verskillende wêrelde. Nou wil ek vir jou 'n voorbeeld gebruik. Seker, kom staan gou hier voorbeeld. Hy het nogal vir my daar in die gym hierdie pragtige voorbeeld genoem. En ek het dit al gesien iewers dan. Dis 'n pastoor wat nou 'n bodybuilder opgeroep het soos hierdie jong man.
En ek gaan nou nie doen wat hy gedoen het, want ek glo nie my vrou gaan dit toelaat nie. Nou beide van hulle het hulle hemde uitgetrek op die stage. Maar ons gaan dit nou nie doen. Ons wil nou nie die fokus afhaal van die diens af vanmôre. Maar hoekom hy dit genoem het, hy as die pastoor het gegym. En hierdie jong man het ook gegym. So kom ek stel myself voor nou vanmôre as daardie pastoor. Maar jy kon nie sien dat hy gegym het. Dis die verskil. Nou roep hy hierdie jong man vorentoe en hy sê hierdie ou is 'n bodybuilder. Kyk net sy spiere. Hy gym in dieselfde gym as wat ek gym. Ons gym elke dag dieselfde ure. Hy gym 'n uur en 'n half en ek gym 'n uur en 'n half. Ons kan tot self dieselfde oefeninge doen, ja? Wat sien jy in hierdie verskil? Hierdie pastoor staan nie met sy boepie. Hy het geen biceps nie. Sy kuite is so dun. Hy is elke dag in die gym saam met hierdie jong man. Wat spreek dit vir elkeen van ons vanmôre? Weet jy waar lê die verskil? Wanneer hy uit die gym uitstap, eet hy die regte kos. Is hy gedissiplineerd. Hy doen wat moet gedoen word, sodat hy kan lyk soos wat hy lyk. En ek, wat ook daar gym, dieselfde tyd, dieselfde gewigte insit, as ek by die huis kom, let gou ek. Ek eet wat ek wil, ek doen wat ek wil, ek sê wat ek wil. Dis die verskil. Dis presies in die kerk net so. Ons kan hier kom sit, dieselfde tyd aan God spandeer. Ons kan dieselfde gebed bid. Ons kan dieselfde woord lees, ja. Maar wat saak maak is as ek hier uitstap by hierdie deur. Wat doen ek daar buite? Wat eet ek daar buite? Hoe lewe ek daar buite? Is wat die verskil gesien word. Amen? Dis waar die verskil gesien word. Baie dankie, Sheila. Jy kan gaan sit. Baie dankie. Kom ons kyk van die laat. Dis die verskil. Dis die verskil. Dis kom die woord sê. Dis kom die woord sê, hulle bely my dat hulle God ken. Ek kan vir almal vertel, ek gym al jare. Wie gaan my glo as jy dit nie kan sien nie? Verstaan nie wat ek vir julle probeer sê vanmôre, kerk? Dit is belangrik dat daar buite, waar niemand kyk nie, dit is wat ons moet bewys, dat ons is kinders van God, geroep deur die Here Jesus Christus. In die laaste gedeelte van hierdie teks wys vir ons die gevolg van so lewe. Mense wat volhard in ongehoorsaamheid word ongeskik vir elke goeie werk. Met ander woorde, die sonde kom en hy beroof die mens van sy bruikbaarheid in God se koninkryk. Wanneer ons van God af weg beweeg, verloor ons die vermoë om vrug te kan dra, wat hy wil hê ons moet voortbring. En hierdie teks herinner ons ook daaraan, dat God nie net belangstel in wat ons sê nie, maar in wie ons is, selfs wanneer niemand kyk. Geloof word nie bewys deur 'n belydenis alleen nie, maar deur 'n lewe wat daardie belydenis bevestig. Die vraag is nie net, ken ek God nie, maar ook, kan mense in my lewe sien dat ek God ken. Wanneer ons woorde en ons werke in harmonie is, word God daardeur verheerlik. Maar wanneer hulle mekaar weerspreek, word elkeen van ons se getuienis verswak. Daarom, kinders van die Here, behoort elke dag 'n strewe te wees, om nie net God met ons lippe te bely nie, maar om ook met ons hele lewe te kan eer. Nou kom ons breek bietjie ons tema vanmôre op en ons hanteer elke een van hierdie aspekte op sy eie. Een lewe, een kans, een pad en een ewigheid. Waar staan jy vanmôre? Ons eerste gedeelte van ons tema is een lewe. Die Bybel leer vir ons baie duidelik dat elke mens net een aardse lewe ontvang. Hierdie lewe is nie 'n oefenloopie nie. 'n Tweede kans of iets wat oneindig herhaal kan word nie. Dit is 'n kosbare gawe van God
'n beperkte tydperk waarin ons die geleentheid het om hom te leer ken, om te dien en ons verhouding met God te kan bou. Daarom dra elke dag, elke besluit wat u en ek neem, elke keuse 'n ewigheidswaarde in elkeen van ons se lewens. Het jy al so aan gedink? Elke besluit wat u en ek neem, elke keuse dra 'n ewigheidswaarde. Die Skrif herinner ons dat ons lewe is soos 'n dam wat vir 'n kort tydjie is en daarna verdwyn. Die jare mag vir ons dalk lank voel, maar in die lig van die ewigheid is ons tyd op aarde eintlik bitter kort. Daarom waarsku die woord ons om nie ons verlossing uit te stel of te leef asof daar nog tyd môre sal wees nie. Want niemand van ons weet wanneer ons laaste dag sal aanbreek. Elke sonopkoms is 'n nuwe geleentheid om nader aan God te begin leef. En elke sonsondergang bring ons eendag nader aan die ewigheid. Die lewe is ongelooflik broos en onvoorspelbaar. Niemand van ons weet wat môre vir ons inhou. Niemand van ons weet eers wat die volgende halfuur vir ons gaan inhou. Niemand kan met sekerheid sê wat die volgende uur gaan gebeur. Vandag kan alles normaal lyk. Ons maak planne, ons werk aan ons drome, ons geniet tyd saam met ons geliefdes en ons dink aan die toekoms, maar in 'n enkele oomblik kan alles verander. Een vooroproep, 'n ongeluk, 'n siekte of 'n onverwagte gebeurtenis, kan die verloop van 'n lewe binne sekondes in 'n oogwink verander. Daarom herinner die Bybel ons om nie op môre te roem nie, want ons weet nie wat die dag sal voortbring. Kerk, kom ons wees eerlik vanmôre, die dood vra geen toestemming voordat hy kom. Hy maak nie afsprake nie en hy gee geen waarskuwings wat ons sal help om te kan beplan. Hy onderskei nie tussen jonk en oud, ryk of arm, sterk of swak nie. Elke dag hoor ons van mense die oggend wakker geword het sonder enige vermoede dat dit hulle laaste dag op aarde sou wees. Dit is nie bedoel om vrees te wek nie, maar om ons wakker te maak, net om ons so weer bietjie te skud en te besef dat my lewe is nie in my hand nie. Dis om die werklikheid te besef dat elke een van ons se tyd op aarde beperk is. Kies vir jou 'n dag. Kies vir jouself 'n dag. Om net vir 'n dag, of net ten minste so 2 tot 3 tot 4 ure. Kies vir jou een van hierdie hordes begrafnisondernemings wat in die dorp is. Gaan sit net bietjie daar by daai voorportaal. En jy sal skrik om te sien hoeveel mense daar instaan om 'n begrafnis te beplan. Ek wil vir julle sê vanmôre kerk, navorsing sê, in Suid-Afrika sterf daar 1 tot 2 persone elke sekonde van die dag. Dis tussen 1400 en 1600 mense per dag. Wie sê vir jou, jy is nie die volgende een in die statistiek? Dis iets waaraan ons dalk nie dink nie. Dis iets waaraan ons dalk moet begin dink. Ons is geseënd en bevoorreg om vanmôre hier te kan wees en te kan sê, wanneer laas het ek iemand werklik naby aan my verloor? Wanneer laas het ek iemand in hierdie statistiek afgeskryf? Om te dink elke sekonde wat ons hier staan en praat vanmôre oor die Here, is daar iemand oorlede elke sekonde. My
Die vraag is altyd, waar sal daardie persoon sy oë oopmaak? Nadat hy sy laaste asem uitgeblaas het. 1400 tot 1600 mense per dag. 170.000 mense in die wêreld. Kan jy dink hoeveel mense dit is, kan? Om 1400 mense op een plek by mekaar te bring, dit sal 'n hoop mense wees, wat in een dag hulle lewe verloor. Nie weekliks of maandeliks, nie daagliks. Ons het hierdie week weer slegte nuus ontvang van 'n kollega wat saam met ons by een van ons projekte gewerk het wat sy lewe in 'n motorfietsongeluk verloor. En dan is dit net 'n vriend of 'n kennis. Omdat 'n mens die persoon gewerk het, ruk dit jou in die meeste. 38 jaar. Voertuige uitdraai gemaak voor op dan die mens binne in die voertuig was. En ek besef net weer niet hoe bitter onvoorspelbaar die lewe is. Hy het nie geweet toe hy op daai motorfiets klim by sy werk, dat hierdie sy laaste keer is wat hy sy helm opsit. Sy vrou het nie geweet dat hy nooit die huis toe kom. My eerste gedagte is altyd, waar sal hy sy oë oopmaak? Aan die ander kant. En wat kan 'n mens anders doen as om te bid en sê, Here, ek pleit vir genade? Want ek weet, God se genade is groot. Maar ek weet ook dat ek en U het 'n verantwoordelikheid om seker te maak, ons plaas God eerste in ons lewe. Amen. Dis ons verantwoordelikheid. Dis wat ons behoort te doen. Mag die Here help dat 'n mens iemand naby jou verloor, met die gedagte, ek wonder, waar hy of sy sy oë sal oopmaak. Maar dat ek sal weet, elke een wat vanmôre in hierdie bank sit, en elke een wat miskien na hierdie uitsending gaan luister, sal seker maak, dat ek weet, die dag wanneer hierdie onvoorspelbare dood aan my deur kom klop, dat ek my oë gaan oopmaak in die paradys en nie in die doderyk. Dit is waarna toe ons moet werk, kerk. Ons kan net pleit vir God se genade in 'n situasie soos hierdie. En dis juist daarom is dit gevaarlik vir ons om ons verhouding met God uit te stel. Baie mense sê eendag in die toekoms sal ek my lewe regmaak met God, want ek is nog jonk. Of wanneer ek ouer is, sal ek begin ernstig raak oor God. Maar die waarheid is dat niemand die belofte van môre ontvang het nie. Terwyl ek dink aan hierdie jong man wat sy lewe verloor het, sê ek vir die Here, Here, dankie, dat die tyd toe ek weet, ek op die regte plek was, ek nie my lewe verloor het, dat ek nog 'n kans gekry het, om my lewe reg te maak met die Here. Kerk het vanmôre nog 'n kans, moenie laat hierdie kans verbygaan. Want volgende Sondag, as ons hier instap, kan daar dalk een stoel leeg wees. En een van ons kan dalk weg wees. En dan moet die vraag nie op ons lippe wees, ek wonder waar het my broer of my suster
sy oop gemaak in die ewigheid. Die enigste tyd, verskoon tog wat ons met sekerheid weet, is hierdie oomblik waar ons nou sit vanmôre. Dis wat jy weet. Dis die enigste tyd van sekerheid wat jy het vanmôre, is hierdie oomblik. Waarom roep ons God om vandag na God toe te draai? Vandag ons hart aan hom oor te gee en vandag volgens sy wil te begin lewe. Nie môre nie, vandag nog. Om reg te leef beteken nie om in vrees vir die dood te lewe nie. Dit beteken om in gereedheid te leef. Dit beteken om elke dag so te lewe dat God, indien die Here jou so roep, jy met vrede voor hom kan gaan staan. 'n Mens wat reg met God leef, hoef nie die ewigheid te vrees nie. Want sy hoop is geanker in Christus Jesus. Hy verstaan dat hierdie wêreld tydelik is en dat die ware bestemming ewigheid is. Daar's nog te veel mense wat hulle tyd alles insit in hierdie wêreld, in hierdie tydelike lewe. Spandeer ons so baie in onsself, in ons eie tyd, en ons maak alles reg, ons beplan alles. Ek myself sê, ek maak alles reg vir my, vir die dag as God my deur sy genade gespaar het, om op pensioen te kan gaan, dat ek kan gaan terugsit en sê, kyk wat het ek alles gedoen, wie weet vanmôre of vandag gaan uitkom. Ek weet nie eens of ek môre nog gaan hier wees, of vanaand nie. Hierdie behoort vir ons 'n oproep te wees. 'n Mens wat reg leef met God, hoef nie die ewigheid te vrees. Is die tipe mens wat nie bang is vir die dood nie, maar soos Paulus kan sê dat die dood vir my selfs 'n wins is, want Jesus Christus is my lewe. Die lewe is onseker, maar die ewigheid is seker. Niemand weet wanneer die son vir die laaste keer oor sy lewe sal sak nie. Daarom is die grootste fout wat 'n mens ooit in hierdie lewe kan maak, is om uit te stel. En te dink, daar sal tog tyd wees. Want wanneer die dood onverwags aan die deur kom klop, sal dit nie belangrik wees hoeveel planne jy nog gehad het. Maar wat belangrik sal wees, is jy gereed om jou Skepper te ontmoet. Elke asemteug, kerk van die Here. Elke asemteug. Elke dag is genadetyd. Elke oomblik is 'n geleentheid om te leef vir dit wat ewig is. Verskoon my net. Reg te leef beteken nie om volmaak te wees. Geen mens kan in sy eie krag volmaak leef. Dit beteken om jou hart aan Jesus Christus oor te gee, hom as jou verlosser en saligmaker te aanvaar. En nou wil ek vir julle sê vanmôre, as jy dink aan dit, dis onmoontlik om vir Jesus Christus as my verlosser en saligmaker te aanvaar en ek verander nie hier binnekant. As ek vir Jesus aanvaar het as my verlosser en saligmaker, beteken dit ek gee vir God my lewe. Met ander woorde, my dade, my gedagtes, my doen en late, alles behoort te wees volgens dit wat God se wil is. Ek kan nie vanmôre hier sê, ja, ek het, dis mense wat met 'n persepsie rondloop, dat ja, as ek vir Jesus aanvaar het as my verlosser en saligmaker, is ek reguit op pad hemel toe. Jy maak 'n fout. Hoe jy jou lewe lewe, maak ook 'n verskil. Beteken om jou hart aan Jesus te gee,
daagliks daarna te streef om volgens sy wil te leef. 'n Lewe wat gered is vir die hemel, gereed is vir die hemel, is 'n lewe van geloof, bekering, gehoorsaamheid en volharding. Dis 'n lewe waarin ons sonde ernstig opneem, God se genade waardeer en voortdurend daarna te verlang om meer soos Christus te kan word. Baie mense spandeer hulle lewe om voor te berei vir 'n loopbaan, aftrede, finansiële sekuriteit of aardse sukses. Die belangrikste voorbereiding van almal is die voorbereiding vir die ewigheid. Amen. Dis iets waar ons heel laaste dink. Kom ek vra vanmôre vir u, wie van ons weet wat ons môreoggend gaan doen as die persoon wat nou langs jou sit sy laaste asem uitgeblaas? As van ons wat nie eens weet wat jou bankrekening is. Daar's van ons wat vir 'n oomblik nie sal weet wat ek moet doen volgende nie. Ek gaan nie so 'n nommer hê van iemand om te bel en te sê wat het gebeur nie. Dis iets waarin ons moet dink, kerk. Dis nie lekker om daaraan te dink nie, maar dis iets waarin ons moet dink. Môre is nie gegarandeer nie. Alles wat ons op hierdie aarde versamel sal eendag agterbly. Maar ons verhouding met God sal vir ewig voortduur. Wanneer ons voor God staan, sal dit nie saak maak hoeveel geld ons het nie. Dit sal nie saak maak hoeveel status ek bereik het in my lewe of hoeveel mense ek beïndruk het nie. Wat wel gaan saak maak is of ons Christus geken en of ons lewe getuig het van ons ware geloof in Christus. Die boodskap van die Bybel is verseker dringend, maar ook vol hoop. God wil nie hê dat enige mens verlore moet gaan nie. Daarom bied hy deur Jesus Christus vergifnis, genade en redding aan elkeen wat na hom toe kom. Dit is die verskil, aan elkeen wat na hom toe kom. Die vraag wat elke mens homself moet vra, is nie net hoe hy vandag leef nie, maar ook of hy gereed is om sy Here te ontmoet as hierdie dag sy laaste sal wees. Ons het een lewe. Ons kry nie hoe verloop nie. Ons tweede gedeelte van ons tema is een kans. Die Bybel beklemtoon op verskeie maniere dat die mens se lewe nie eindeloos herhaal word nie, maar dat ons voor God staan met 'n unieke, onherhaalbare kans om ons verhouding met God reg te maak. Daar is nie 'n tweede aardse bestaan waarin ons foute kan oordoen of uitstel wat belangrik is. Daar is nie 'n tweede kans nie. Ons lewe is 'n enkele doelgerigte geleentheid wat God aan ons elkeen toevertrou. En elke mens word geroep om daarmee verantwoordelik om te gaan. As jy nie jou lewe op 'n manier wat God kan sien, dit wat ek aan hom toevertrou het of van haar toevertrou het, kyk hoe mooi pas hy of sy dit op nie. Hoe verwag ons dat God sal toevoeg by dit? Die skrif sien ons dat God elke mens plaas binne 'n spesifieke tyd, plek en 'n roep. Dit beteken dat ons lewe nie toevallig is nie, maar doelbewus gevorm is deur God. Met ander woorde, in hierdie een kans word ons hart se reaksie op God geopenbaar. Of ons in hom glo, hom gehoorsaam en volg, en of ons hom ignoreer en eerder elkeen sy eie pad kies. Hierdie keuse is nie iets wat oneindig uitgestel of herspeel kan word nie. Dit dra ewigheidsgewig, omdat dit rigting van ons verhouding met God bepaal. Die Bybel gebruik dikwels
beelde van 'n wedloop, 'n rentmeesterskap en 'n tyd van rekenskap om hierdie waarheid te verduidelik. Soos 'n rentmeester verantwoordelik is vir wat aan hom toevertrou is elke mens verantwoordelik vir hoe hy of sy die lewe gebruik wat God aan hom gegee het. Wanneer daardie tyd verby is, word daar rekenskap gegee. Dit beklemtoon dat die geleentheid om God te dien en reg te leef nie onbeperk is nie. Dit is gekoppel aan hierdie aardse bestaan van elke mens, as ook hierdie een kans wat ons het in hierdie lewe. God dwing niemand nie, maar hy nooi elke een van ons uit om hom te ken en te volg. Die evangelie van Christus word aan elke persoon gebied as die enigste weg tot versoening met God. Maar die mens moet daarop reageer terwyl ons die geleentheid het daarvoor. Die skrif wys dat daar 'n punt kom waar geleenthede verbygaan en keuses finaal geword het. Nie omdat God nie genadig is nie, maar omdat die mense tyd om te reageer verbygaan. Daarom plaas hierdie waarheid 'n heilige dringendheid in ons lewens vanmôre, kerk. Dit herinner ons dat om reg te lewe nie iets is wat ons net kan uitstel of oppervlakkig benader. Dit is bitter belangrik. Dit vra besliste antwoorde, 'n oorgawe van die hart en 'n volgehoue pad van gehoorsaamheid teenoor God. Ons word genooi om hierdie een kans nie te verspil op dinge wat tydelik is en uiteindelik geen ewigheidswaarde dra. Daarom het ek vanmôre vir u gesê, daarom het ek dit gebid vanmôre, hoeveel tyd gee God ons nie om ons eie dinge te spandeer, en om onsself te spandeer, in ons toekoms te spandeer, in ons voertuie te spandeer, in jou huis te spandeer. God gee vir jou al hierdie tyd. Maar ons sit soveel effort in hierdie tydelike lewe, terwyl dit geen ewigheidswaarde dra. Wat gaan word van alles as jy dood sou gaan? Is daar enige iets wat jy saam met jou gaan neem? Absoluut niks. Ons spandeer soveel tyd en ja, dis goed, dis mooi. God seën ons om te kan doen wat ons doen. God seën ons om mooi goed te belê en te kan hê. Die balans wat in jou lewe is, van hoeveel tyd ek spandeer in hierdie tydelike lewe, hoeveel moeite ek insit in hierdie tydelike lewe, moet jy vir jouself vra, hoeveel moeite sit ek in die ewigheid wat voor lê vir my. Want niks wat ek hier op hierdie aarde het, sal saam met my gaan. Die Bybelse perspektief van een kans is nie bedoel om onder ons vrees te skep. Glad nie. Dis nie wat die Here wil hê. Maar dit is om ons fokus, perspektief te bring oor ons lewens. Dit roep ons om dinge te begin ernstig opneem oor wat belangrik is in die lewe en wat minder belangrik is in die lewe. Ons lewe is 'n enkele heilige geleentheid om God te kan ken, te kan dien en volgens sy wil te kan leef. Wanneer hierdie kans reg gebruik word, word dit nie net 'n lewe van betekenis hier op aarde nie, maar ook 'n voorbereiding vir die ewigheid wat volg. Ons derde gedeelte van ons tema is een pad. Nou elkeen van ons wat hier is vanmôre weet, verseker, dat die woord van God praat, daar is een pad. Dis die nou pad, wat na God in die ewigheid sal loop.
Bybelse boodskap wys baie duidelik dat die mens voor 'n eenmalige en beslissende keusepad in die lewe staan. Daar is nie 'n oneindige verskeidenheid geestelike paaie wat almal uiteindelik aan dieselfde bestemming lei nie. Weet dit vanmôre. Die skrif stel dit eerder as 'n duidelike onderskeid tussen twee weë. Maar net die een is die een wat sal lei na die lewe, wat Jesus Christus is. Jesus self praat daarvan, dat die pad wat na die lewe lei smal is, en dat min dit vind, terwyl die pad wat na die verderf lei wyd en maklik is om te staan. Hierdie beeld wys dat die mens se geestelike reis nie toevallig of neutraal is nie. Want elke persoon is voortdurend besig om op een of ander een van hierdie paaie te staan. Hierdie keuses wat gemaak word in ons lewens. Die waardes wat gevolg word in die rigting van die hart. Die een pad, waarheid beteken dat ons nie ons eie waarheid kan skep of God se waarheid kan aanpas by ons eie begeertes. God se roepstem is nie 'n stel opsies waaruit ons gemaklik kan kies en kombineer nie, maar 'n duidelike uitnodiging om hom te volg op sy voorwaardes, wat in hierdie woord opgeskryf staan. Hierdie pad is nie gebaseer op menslike opinies of kulturele neigings nie, maar op gehoorsaamheid, geloof en 'n oorgawe aan God se wil. Om hierdie pad te kies beteken om Christus te volg as jou Here, nie net as 'n toevoeging tot ons lewe, maar as die middelpunt van jou lewe. Dit vra dat 'n mens jou eie wil, jou trots en selfgerigtheid moet los en God se leiding aanvaar, selfs wanneer dit teen die wêreld se stroom ingaan. Dit is 'n pad van waarheid, maar ook 'n pad van keuse. 'n Daaglikse besluit om op die weg van God te kan bly. Die skrif maak dit ook baie duidelik dat hierdie pad nie altyd die maklikste of die gewildste pad is. Dit vra volharding. Dit vra selfverloning en soms ook opofferings. Maar dit is die enigste pad wat uiteindelik lewe sal bring. Omdat dit die pad is wat na versoening met God lei en nie die pad wat weg van God af beweeg. Die idee van een pad herinner ons dat geestelike lewe nie 'n speletjie van verskeie opsies is, maar 'n ernstige en betekenisvolle reis met 'n duidelike bestemming. Elke mens word uitgenooi om hierdie pad te kies, nie later nie, maar vandag. Dit is die pad van geloof, gehoorsaamheid en 'n oorgawe aan God. En hoewel dit nie altyd die maklikste pad is nie, is dit die enigste een wat werklik lewe gee en uiteindelik lei na 'n ewige verhouding met God ons Vader. Nou kom ons by iets waarin ek self nie baie aandag gee in my lewe nie. En as ek sê nie aandag gee nie, bedoel ek nie aan my lewe vir hierna nie, maar ek bedoel aan die woordjie ewigheid. Die Bybel plaas 'n baie ernstige, maar 'n baie helder waarheid voor ons as dit kom by die ewigheid. Die mens se bestemming is nie eindeloos veranderlik nie, maar eindig in een ewige realiteit. Ewigheid is nie iets waarin ons herhaaldelik nuwe kansse kry of verskillende uitkomste kan probeer. Die ewigheid is 'n finale toestand waarin die mens se verhouding met God of bevestig word in sy teenwoordigheid of afgesny bly van God. In die skrif word die aardse lewe beskryf as 'n tyd van voorbereiding, 'n tyd van keuses
'n tyd van verantwoordelikheid. Maar die ewigheid as die vaste gevolg van daardie lewe se rigting wat dit geloop het. Jesus se gelykenisse veral oor die oordeel en afrekening wys dat daar 'n punt kom waar alles finaal word. Dis nie bedoel om ons te ontmoedig nie, maar om die erns van ons heilige bestaan te beklemtoon. Wat ons hier saai, dra ewige gevolge in die ewigheid. En hierdie ewigheid, waarheid beteken dat daar 'n finale bestemming is wat nie omgekeer of geherskryf word. Dit is die gevaar hiervan. Elkeen van u ken die verhaal van Lazarus en die ryk man. Daar sê die woord vir ons baie, baie duidelik. Onthou jy toe die ryk man geroep het en gevra het, kan Lazarus iemand net sy vingerpunt in die water druk en daar die punt van sy vinger, daai waterdruppel op my tong sit, dat my tong kan verkoel nie, is daar gesê nee. Ek wil vir julle sê vanmôre kerk, as jy jou oë oopgemaak het in die ewigheid en jy bevind jouself op die verkeerde plek, is daar geen omdraai nie. Ek gee nie om wat jy gaan doen nie. Ons dien 'n geregverdige God. En as daar omdraai was, sou God daai tyd in sy woord in hierdie gelykenis gesê, ja, Lazarus, gee vir hom 'n bietjie water. Of ja, kom oor. Die woord sê baie duidelik, daar's 'n skeiding. So diep, dat niemand wat aan daai kant is, kan oorkom hiernatoe, en niemand wat aan hierdie kant is, kan oorgaan daai kant. Dis finaal. Dis finaal, daarom pleit ek vanmôre in die naam van die Here Jesus Christus, by elke een vanmôre kerk. Maak seker, hierdie tydelike lewe is nie die moeite werd om die ewigheid te laat gaan. Dis nie die moeite werd om jou lewe hier so te lei in weelde en alles te doen wat jy graag wil doen en op die uiteinde jou siel daarvoor verloor. Die Bybel beskryf hierdie realiteit as twee uiteenlopende uitbestemmings. Die ewige lewe in God se teenwoordigheid en die ewige skeiding van God. Dit onderstreep dat die mens se grootste vraag nie bloot is hoe hy lewe nie, maar waar hy die ewigheid sal deurbring. Die evangelie van Jesus Christus staan sentraal in hierdie waarheid. Die skrif leer ons dat die weg na die ewige lewe nie deur menslike verdienste of goeie werke alleen verkry kan word, maar deur die geloof in Christus se offer en opstanding. Hy word nie alleen beskryf sommer maar net as die enigste weg en die enigste waarheid nie. Dit is wat dit is. Die woord sê, niemand sal kom tot my Vader behalwe deur my. Dit word beskryf as die enigste weg, waarheid en lewe. Nie omdat God beperk is nie, maar omdat hy die enigste een is wat versoening tussen God en die mens kon bewerkstellig. Daarom word elke mens uitgenooi om nou reeds deel te word van die ewige lewe wat begin in hierdie wêreld en voortduur na die dood. Hierdie perspektief gee aan die lewe 'n ernstige, maar ook hoopvolle gewig. Ernstig omdat dit beklemtoon dat ons keuses nie tydelik is nie, maar ewigheidsbepaling. Hoopvol omdat God nie die mense in onsekerheid laat bly, maar duidelik die pad van redding vir ons aanwys. Die ewigheid is nie iets onbekends waaroor ons behoort te wonder. Dit is iets waarvoor ons nou reeds kan voorberei. Want ons weet dat daar 'n lewe hierna is. Die waarheid van 'n ewigheid is, dit bring alles terug
na die kern. Die mens leef nie net vir die Here nie, maar vir wat ewig is. Alles op hierdie aarde is tydelik, maar die ewigheid is permanent. Daarom roep God se woord ons om ernstig te wees oor ons verhouding met hom. Want die rigting wat ons hier kies, word die werklikheid waarin ons vir ewig sal lewe. Die grootste wysheid is om vandag reeds so te leef, dat ons met sekerheid en vrede kan uitsien na die ewigheid sal gaan. Wanneer die Bybel oor die ewigheid praat, probeer dit iets beskryf wat buite menslike ervaring begrip val. Ons leef in tyd, minute, dae en jare. Maar kerk, die ewigheid is nie 'n verlengde tydlyn nie. Dit is 'n toestand sonder einde. Daarom sukkel ons om dit regtig te kan verstaan, want alles wat u en ek ken vanmôre het 'n begin en alles het 'n einde. Ewige realiteit het nie 'n einde nie. Die skrif maak dit baie duidelik dat die ewigheid nie net baie lank beteken nie, maar oneindig en onophoudelik. Besef u vanmôre wat beteken hierdie woord ewigheid. Ons weet dat alles het 'n begin en alles het 'n einde. Soos wat ons weet, Maandag is die begin van die week, Vrydag eindig die week. Vrydag is die begin van ons naweek en Sondag eindig ons naweek. As ek op verlof gaan, dan weet ek my verlof begin op daardie dag en hy eindig op daardie dag. My kind se skoolloopbaan begin op daardie dag en dit eindig op daardie dag. Dit is in ons ingeprogrammeer dat alles in hierdie lewe het 'n begin en alles het 'n einde. Is dit nie dalk hoekom ons so gemaklik deur die lewe gaan nie? Besef u vanmôre dat die ewigheid het nie 'n einde nie. Die ewigheid is nie lank nie. Die ewigheid is vir ewig. So wat ons eintlik vanmôre vir mekaar kan sê, is dat hierdie siel wat hier binne in jou lewe, gaan oneindig lewe. Jy is die een wat die keuse maak, waar jy die ewigheid, wat nooit gaan ophou, gaan spandeer. Die ewigheid is sonder einde. Jesus self verduidelik in Matteus 25 dat die mens se uiteindelike bestemming twee rigtings het. Die ewige lewe of ewige straf. Die sleutelwoord is ewig. In beide gevalle het dit beteken dat dit nooit stop. Net soos wat God geen einde het, so hou die realiteit van ewigheid aan sonder enige onderbreking. Matteus 25 vers 46 sê die Here vir ons, hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Kerk, verstaan u wat hierdie beteken vir my? Daar is nie 'n volgende fase na die ewigheid. Daar is nie 'n uitgang of 'n tweede kans as jy die ewigheid ingaan. Daar is geen einde aan die ewigheid. Dit gaan aan en aan en aan sonder verval of beëindiging. Die ewigheid is nie meetbaar in menslike tyd nie. In die boek van Prediker 3 word gesê dat God die ewigheid in die mens se hart gelê, maar dat ons nie sy volle werke van begin tot einde kan verstaan. Dit beteken ons het hierdie ingeboude besef dat daar meer as hierdie lewe is, maar ons verstand kan dit nie volledig meet of begryp nie.
Prediker 3 vers 11 sê alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in hulle hart gelê, sonder dat die mens die werk van God doen, van begin tot eind, kan uitvoer. Selfs 1 miljoen jaar is nog steeds tyd. Maar die ewigheid is nie meer tyd. Dit is 'n tyd sonder enige grens. Ewigheid is vas en onveranderlik. Johannes 3 word die ewige lewe beskryf as 'n gawe van God aan die wat in hom glo. Hierdie ewige lewe is nie net duur nie, maar ook vas. Met ander woorde, 'n toestand wat nie verander, ophou of verloor word deur tyd nie. Dit staan in kontras met alles wat in hierdie wêreld aangaan. Alles wat vergaan in hierdie wêreld. Alles wat vervaag en alles wat beëindig sal word. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan kry. Hoe lank is die ewigheid werklik? Met 'n menslike terme te probeer verduidelik, kan ons sê, 'n jaar is reeds lank vir 'n kind. Sê jy saam met my? 'n Mens se leeftyd voel dalk lank, maar eintlik eindig dit baie vinnig. 1000 jaar in geskiedenis is soos 'n klein werkie in tyd. Maar weet vanmôre dat ewigheid nie 'n groter weergawe van hierdie is. Selfs as jy elke sandkorrel wat op hierdie aarde lê kan tel, en elke sekonde daarvan 'n triljoen jaar maak, sou jy nog steeds nie naby die einde of die ewigheid kan kom. Maar daar is geen einde aan die ewigheid. Die Bybel verwys en wys vir ons in Openbaring 20 dat sekere geestelike realiteite beskryf word as voortdurende, ononderbroke bestaan, wat hierdie idee van permanensie en finaliteit versterk. Openbaring 20 vers 10 sê die woord vir ons, en die duiwel wat hulle verlei het, luister wat sê die woord, en die duiwel wat hulle verlei het, wie is hulle? Die Here praat hier van mense wat verlei word deur die vyand, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Maar kom ons kyk 'n bietjie, wat is die erns en die betekenis hiervan? Die belangrikste punt van die ewigheid in die Bybel is nie net hoe lank dit is nie, maar hoe belangrik jou huidige keuses, waar jy vandag jouself bevind, hierdie huidige keuses en jou verhouding met God. Ewigheid beteken wat jy hier kies, het finale gevolge. Die lewe is kort, maar het bepaal iets wat nooit sal ophou. Die belangrikste vraag is nie net hoe leef ek nou nie, maar waar sal ek leef vir altyd. Die ewigheid is nie net 'n lang tydlyn nie. Dit is 'n oneindige werklikheid buite ons begrip. Ek glo nie ons as mens kan verstaan wat hierdie woord ewigheid beteken. Waar die gevolge van ons aardse lewe nie vervaag nie, maar voort sal duur sonder enige einde. Die Bybel gebruik sterk taal om ons aandag te vestig op hierdie waarheid. Nie om ons bang te maak of op vrees onder ons te saai nie, maar om ons wakker te maak in hierdie realiteit. Wanneer alles op aarde verbygaan, bly die ewigheid staan. Kyk dink bietjie vanmôre, vandat Adam en Eva die eerste mense gemaak is, tot en met
die laaste baba op hierdie land, op hierdie wêreld gebore is. Hoeveel jare is dit? Jy kan nie eens hierdie jare vat en dit maal met 100 biljoen om by die ewigheid uit te kom nie. Die ewigheid is langer as dit. Daar's geen einde in hierdie ewigheid. Daarom is die wysheid van die skrif om nou reeds in die lig van die ewigheid te begin leef, met 'n hart wat gerig is op God die Vader, omdat dit wat hy aanbied nie tydelik is, maar vir ewig. Die groot vraag wat op jou hart moet lê vanmôre is: waar sal ek myself bevind as ek hierdie tydelike lewe vandag sal verlaat? Dit is verseker een van die mees ernstigste vrae wat 'n mens jouself kan vra. Want dit skuif alles weg van later af na nou, waar ek staan met die Here vandag in my lewe. Waar staan ek met God as my lewe vandag sou eindig? Die Bybel maak dit baie duidelik dat elke mens eendag voor God sal rechenschaap gee. En dat die ewigheid nie 'n vaag konsep is, maar 'n werklike bestemming. Daarom gaan hierdie vraag nie oor emosies of vrees nie, maar oor 'n eerlike selfondersoek. Hierdie is 'n vraag, kerk, wat jy net jouself kan vra, net jouself kan antwoord. In die skrif word die mens se verhouding met God sentraal geplaas rondom Jesus Christus. En hy sê in Johannes 14:6 dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, en dat niemand na die Vader kom behalwe deur hom. Dit beteken, die kernvraag is nie net of iemand goed genoeg is nie, maar of daar 'n persoonlike verhouding met Christus is, en geloof in hom, vertrou in sy genade, en 'n lewe wat hom volg. Ek wil vir u sê, dis nie net genoeg om te glo nie. Maar die duiwel en sy demone glo ook. Dis nie net genoeg om te glo. Ja, die woord leer ons wel dat redding nie iets is wat ons verdien deur ons eie werke nie, maar ontvang word deur die geloof. In Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê dat ons uit genade gered word deur geloof, nie uit onsself nie, sodat niemand kan roem in homself nie. Maar dit plaas die fokus weg van menslike prestasie en na God se genade toe. Die skrif wys terselfdertyd dat ware geloof nie net 'n idee of 'n belydenis is met my lippe nie. Dit lei tot 'n veranderde lewe. 2 Korintiërs 5:17 sê dat iemand wat in Christus is 'n nuwe skepping is. Die ou dinge gaan verby en alles word nuut. Daarom kom elke mens uiteindelik voor 'n eerlike punt van ondersoek te staan en kan vir jouself die volgende vraag vra: is my vertroue werklik in Christus of net in my eie goedheid? Het ek hom net geken van ver af of het ek hom werklik gevolg? Is my lewe gerig op Christus of is dit gerig op hierdie tydelike lewe en op myself? Weereens, die Bybelse bedoeling met hierdie vraag is nie om ons in vrees te dompel nie, maar om hulle tot sekerheid en vrede in God te bring, terwyl daar nog tyd is. Dis die belangrikste. Terwyl daar nog tyd is. En as hierdie vraag vanmôre jou hart raak, is dit nie om jou te veroordeel nie, dis om jou te herinner aan iets wat die woord van God baie ernstig opneem. Die ewigheid is seker, maar die tyd om daarop voor te berei is nou. Die belangrikste besluit is nie eendag nie, maar vandag. Jou lewe eerlik voor God te bring en jou vertroue in Christus Jesus te kan plaas. Wanneer daar die laaste asem kom, is daar nie meer tyd vir verandering. Dit is die oomblik waarin die hart se rigting reeds sy bestemming bepaal.
Die boodskap bring alles terug na een eenvoudige, maar baie ernstige waarheid. Die mens het net een aardse lewe. En daarna volg ewigheid en 'n rekenskap voor God. Hierdie lewe is kort en onseker, soos 'n damp wat vinnig verbygaan, maar dit dra ewige gevolge. Daarom is elke dag 'n genadetyd en elke keuse wat ons maak in hierdie lewe bitter belangrik. Die skrif wys dat daar 'n vaste realiteit is van oordeel en ewigheid en dat elke mens verantwoordelik sal staan voor God. Tog is die hart van die evangelie nie vrees nie, maar hoop, want God het deur Jesus Christus die pad vir ons oopgemaak vir vergifnis, herstel en nuwe lewe. Al wat u en ek moet doen is kies dit, loop dit, behou dit, beoefen dit. Redding is nie iets wat u en ek kan verdien nie, maar is iets wat ons ontvang deur geloof en opregte oorgawe aan God. Daarom roep God elke mens om nie sy of haar hart te verhard of uit te stel vanmôre, maar om vandag nog reg te maak met die Here. Ons weet nie wanneer die laaste oomblik sal kom in die kerk, maar ons weet wel dat hy genadig is in elke een van ons. Deur sy genade die ewigheid sal inneem. Ek wil vir u sê vanmôre, die hel is nie gemaak vir ons. Die hel is gemaak alleenlik vir Satan en sy vervalling en wat demone genoem is. God het nie die hel gemaak sodat ons daar bestem kan word. Maar dit bly ons keuse. Daar's absoluut niemand wat jy die skuld kan gee as jy jou oë oopmaak aan die verkeerde kant. God roep elke een van ons vanmôre. Moenie jou hart uitstel vanmôre nie. Gee jou lewe vandag opreg vir God. Erken vanmôre jou behoefte aan God en vra vir die Here Jesus Christus vir vergifnis en kies hom met jou hele hart. Maak seker jou lewe is reg voor God terwyl daar nog tyd is. Want wanneer jy eendag jou laaste asem uitblaas en ewigheid ingaan, sal die belangrikste vraag nie wees wat jy alles bereik het in hierdie lewe, maar of jy reg was om jou maker te ontmoet. Kies vandag die lewe wat nooit eindig nie. 'n lewe in verhouding met God deur Jesus Christus. Die waarheid is dat die woord 'n ernstige oproep maak om geloof nie oppervlakkig of uitgestel te hanteer nie. Dit praat nie van kerk speel nie, of net 'n uiterlike godsdienstigheid nie, maar van 'n opregte hart wat werklik aan God behoort. Die skrif waarsku herhaaldelik teen 'n vorm van godsdiens wat net uit gewoonte of woorde bestaan, maar nie deur 'n veranderde lewe geondersteun word. Dis presies die voorbeeld wat ek vanoggend gebruik het van twee persone wat dieselfde tyd in die gym spandeer en dieselfde tipe oefeninge doen, maar die resultate is nie dieselfde nie. Ware geloof in Bybelse sin is nie net 'n deelname aan godsdienstige aktiwiteite nie, maar 'n verhouding met God wat sigbaar word in bekering, gehoorsaamheid en volharding. Jesus self maak dit duidelik dat nie almal wat sê Here, Here aan hom behoort nie, maar die wat die wil van sy Vader doen. Dit wys dat God nie beïndruk word deur uiterlike vertonings, maar deur 'n hart wat hom ernstig soek en eerlik volg. Terselfdertyd is die boodskap van die evangelie nie net 'n waarskuwing nie, maar ook 'n uitnodiging. God roep nie om hulle te verwerp nie.
God roep jou nie vanmôre om jou te verwerp nie. God roep nie die mens om hom te verwerp nie, maar eerder om hom te herstel. Hy gee genade aan elke een wat hom opreg soek, ongeag oor jou verlede. God roep elke mens tot egtheid vanmôre. 'n lewe wat net uit vorm bestaan, is nie genoeg nie. Hy vra 'n hart wat hom werklik ken, liefhet en sal volg. Die uitnodiging bly vandag nog oop. Moenie jou verhouding met God uitstel of oppervlakkig benader nie. Maak seker jou hart is reg met God. Nie net in woorde nie, maar ook in waarheid. Gee jouself eerlik aan God vanmôre. Vra vir sy genade deur Jesus Christus en leef met 'n opregte toewyding aan God. Elke een van ons kerk van die Here. Een lewe. Ons het een kans. Daar is een pad. Een ewigheid wat vir ons wag. Waar sal ek staan as ek nou die ewigheid sal wag? Kom ons sluit af. Terwyl almal se oë gesluit is, dat ek vanmôre 'n uitnodiging maak. En ek gee nie vanmôre om hoe lank jy al op die pad is. Party van ons is meer in die pad as wat ons op die pad is. En terwyl ons vanmôre hierdie woord gehoor het, hierdie ernstige roepstem van God, wil ek hê elkeen van ons moet vanmôre die vraag vra: waar sal ek staan as ek nou die ewigheid moet ingaan? En as jy vanmôre op 'n plek is waar jy nie seker is nie, wil ek vir jou bid vanmôre. Daarom gaan ek vra dat elke een wat vanmôre 'n onsekerheid in sy hart het, net sy hand vinnig optel en weer laat sak. Here, ek sien hande vanmôre reg oor hierdie gehoor. En dit beteken vanmôre dat die woord van God deurdring het tot elke hart vanmôre. En hier staan ons vanmôre, Here, onvolmaak voor 'n God wat heilig is. En ek weet vanmôre, Here, nie een van ons kan vanmôre sê ons het gaan arriveer op 'n plek en ons kan nie verder nie. Ek weet vanmôre, Here, dat hierdie roepstem van God vanmôre roep tot elke hart. Daarom het ek vanmôre gesê, ek wens hierdie kerk het uitgepak gesit. Want Here, U woord sê dat U wil niemand laat verlore gaan. Die dood van Jesus aan die kruis was vir elke mens wat op hierdie aarde loop. Die versoening tussen God en die mens was vir elke mens wat op hierdie aarde loop. Ek bid vanmôre, Vader, dat elke een van ons wat ons hande opgesteek het, vandag die keuse sal maak. Vandag weer opnuut voor God sal staan en sê, Here, ek weet wat is my foute. Ek weet waar kom ek tekort, Here. Ek weet wat moet ek nog doen om reg te maak. Help my, o God, dat ek dit sal doen vandag, terwyl ek 'n kans het, vanmôre nog. As ek hier uitstap, dat ek sal doen wat ek moet doen, Here, dat ek nie sal uitstel na môre, of uitstel na volgende week nie. Nee. Omdat ek nie weet wat môre vir my inhou nie, is dit belangrik dat hier waar ek vanmôre staan, hier waar ek vanmôre sit, dat ek verseker weet, dat wanneer ek my laaste asem vanmôre hier uitblaas, sal ek die ewigheid saam met Christus inbeweeg. Here, daar's 'n prediker wat 'n visioen gekry het, waar God vir hom gesê het, dat ten minste 50% van jou mense wat in jou kerk sit, in die hemel sal maak.
En ons sit hier net 10 mense in hierdie kerk vanmôre bid ek, dat 100% van hulle die hemel sal maak, Here. Ek bid dat niemand die hemel sal mis nie, Here. In die naam van Jesus pleit ek vanmôre by elke een van u, om seker te maak, jy staan op die regte plek vanmôre. Omdat ons lewe so kort is, Here, omdat ons nie weet wat môre vir ons inhou nie, omdat ons nie weet of ons vanaand nog gaan lewe nie, kan ons nie bekostig om nog een oomblik uit te stel. Opnuut kom ons voor u vanmôre, Here, en ons bid ook en ons roep elke verlore siel. Ons roep elkeen vanmôre, Here, wat dink hulle is op die regte pad en nie op die regte pad is nie. Roep ons vanmôre terug na Jesus. Dankie, Here, dat ons nog 'n kans het vanmôre. Dankie vanmôre vir mense wat hulle hande opgesteek het en gesê, Here, hier is ek. Ek is onseker oor waar ek die ewigheid sal inbring. Dis mense wat vanmôre die roepstem van God gehoor het. Ek bid in die naam van die Here vir elke een vanmôre, Here. Ons weet vanmôre, Here, dat ons werk het om te doen. Ek bid, Heilige Gees, dat u deur hierdie tyd werklik waar ernstig op elkeen van ons se hart sal druk. Dat ons sal verstaan, Here, dat ons moet verander. Ek kan nie dieselfde mens wees as wat ek was as ek my hart vir die Here gegee het. Bekering, Here, beteken ek moet omdraai, wegdraai van my wicked ways. Ek bid dit vanmôre vir elke een. Dankie, Here. Dankie dat u vanmôre siele red in die naam van Jesus Christus. Dat u vanmôre siele omdraai, terugkeer na God toe. Dat die mense, Here, vanmôre weer opnuut bekeer tot God. Maar dankie, Here, dat ons vanoggend nog 'n kans gehad het. Omdat ons nie weet of hierdie ons laaste kans is. Dankie, Here, vir elke hand wat opgegaan. Dankie, Here, vir die teenwoordigheid vanmôre in ons midde. Dankie vir die Gees. Dankie dat u vanmôre in elkeen se hart gewerk het. Dankie vir u wonderlike liefde, Here, en genade wat ons niks van verdien nie. Dankie vir die kruis. Dankie dat ek vanmôre my hele lewe totaal en al kan oorgee in die hande van die lewende God. Ek doen slegs u wil, Here. U wil met my. Gees van God, ek wil dat u die naprediker van hierdie woord sal wees. Dat u elke een van ons sal vashou, Here. Sal toemaak, Here. Ons sal oprig as manne en vroue wat in gees en in waarheid op die nou pad sal bly vir God. Met die wete dat daar 'n ewigheid wag vir ons hierna. Met die opgewondenheid in ons hart, dat wanneer ons doen wat God van ons verwag, dat ons die ewige lewe saam met Christus Jesus sal spandeer. Dis ons begeerte, Here. En dankie, Jesus, daarvoor. Dankie dat u, wat Christus Jesus is, dit moontlik gemaak het, want sonder u, sonder die kruis, Here, sou ons nie eens kon vra daarvoor. Dankie vir alles, Heer Jesus.
Dankie vir hierdie kans. Mag elke een van ons se lewens God verheerlik van vandag af tot ons in die ewigheid sal. Dis my gebed. Die wonderlike naam, die soetste naam, die naam bo elke naam, is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Ek dank U daarvoor. Amen. En amen.